Hof se Mountain Range Pinotage is 'n jeugtige, vars perskleurige wyn met ondertone van donker sjokolade, amandel en swart bessie. Heerlik saam met gekruide lamkebabs, burgers en selfs gerookte varkchops. Nou, ons maak vandag bitter lekker gebraaide vark Kassler chops met geroosterde soetpatats en broccoli. Nou, ek begin sommer dadelik om die vleis te marineer of geur dit met eintlik maar met speserye. Nou, jy meng net bruin suiker, vars of gedroogde salie, vars knoffel. Nou, ek gebruik die een met 'n rooi russie by, gegeur, net vir daai ekstra tikkie smaak. Nou, swart peper en sout en natuurlik nie te veel sout nie. Onthou die Kassler is eintlik 'n gerookte spekvleis en dit is reeds baie souterig. Nou, dan geur jy die vleis met die olyfolie en die speserye mengsel. Nou, ek gaan dit sommer wegspring en vir jou wys. Daarna gaan die chops in die pan en braai dit dan nou tot goudbruin. So ek het in 'n bakkie, hierso is my mooi chops en dan sommer net bietjie olyfolie en jy kan dit nou apart oorgooi. Ek hou daarvan om dit net in die bakkie te gooi en dit maklik te maak vir myself om op een slag dan lekker eweredig oor te smeer. Ek het nou net so 'n bietjie vars suurlemoensap ook hier ingegooi. Dis nie 'n moet nie, is opsioneel, maar dis altyd lekker. En hierso het ek bietjie bruin suiker. Nou as jy nie bruin suiker wil insit nie, heuning is 'n heerlike alternatief ook. Soos ek gesê het, gedroogde of vars salie. En dan hierso is my bietjie sout en peper wat ek ook hier in gaan gooi. En dan hierso is daai lekker. Ek koop dit sommer by Pick n Pay, so in die bakkie sit ek daai. En dan meng jy dit nou net so lekker deur. En dan gaan ons dit nou hier oorgooi. En dan gebruik jy die koskwassie. En dan smeer jy dit nou aan al die kante. Ek gaan dit nou omdraai en dan dieselfde aan die ander kant doen. Nou as groente bedien ek die oranje soetpatats en broccoli, dis hier langs my. Die soetpatats en rooi eie sny ek net in die helfte of in kwarte, dan geur jy dit met sout, peper, 'n knippie cayenne, 'n peper en olyfolie, of jy kan daai chili flakes ook gebruik. En dan op 'n bakplaat gaan dit reguit oontoe vir 20 minute op 200 grade. Nou wanneer ek terugkom, wys ek julle hoe ek die maklike sousie ook aan mekaar slaan om saam met die Kassler chops en die groente te gaan. Sundays just got a whole lot easier with Pick n Pay supermarkets. Get 2 delicious rotisserie chickens for only 160 Rand every Sunday. Tender, juicy and full of flavor, all at an unbeatable price. So why cook when you could grab 2 ready-to-serve rotisserie chickens and make your Sundays stress-free? Head to Pick n Pay supermarkets this Sunday and save while you feast. Pick n Pay supermarkets, where great meals come together for your family. T's and C's apply. Nou, ons het die vleis vroeër heerlik gegeur deur dit in die pan te braai. Nou onthou, omdat dit gerook is, het dit nie 'n vreeslike lang tyd nodig om te braai nie, want dit is eintlik klaar gebraai of klaar gaar. Nou ons gee dit net daai ekstra geur en kleur met daai braai proses. Nou nadat die vleis in die pan gebraai het, haal jy dit uit en plaas dit eenkant soos ek hier langs my gedoen het. Dan gebruik jy nou sommer hierdie selfde pan om die sous in te maak. Nou heel eerste, maak net seker dat jy krap bietjie hierdie ek wil nie sê brandsel nie, want dis die brandsel nie, is nou al die lekker geure aan die onderkant van die pan. Myne sit nie vas nie, omdat ek lekker ek wil nou sê non-stick pan het. Nou dan voeg jy nou jou Dijon mosterd. Ek sit 'n gewone gladde een en die korrelmosterd in die pan. Grasuitjies, opgekapte, net lekker opgekap en dan swart peper ook. En dan vir 'n bietjie vloeistof het ek suiwer tuisgemaakte hoender aftreksel wat ek gaan gebruik. Dis nou chicken stock of daai broth in Engels. Nou die wenk het ek nou reeds vir julle gegee. Dis dan nou hierdie swart deeltjies onder. So kom ons spring dadelik weg. Ek sit wel 'n bietjie ekstra olyfolie in, net om hierdie mosterd wat ek het. So ek vat so ek sal sê so 'n teelepeltjie van elk, sit ek dan nou binne in die pan. En dan my graseie. Ons gebruik hierdie ook later vir garnering bo-op. Net so die helfte van dit. En dan kan ek nou my plaat hier aansit, laat hy lekker net om hier aansit, laat hy kan begin warm word. En dan kan jy hierdie nou so net eers goed deurmeng. En ons kan 'n bietjie swart peper hierby voeg. En dan gaan jy dit net meng, laat al die geurigheid. En dan dis nou hier waar ons bietjie van hierdie vloeistof bysit. En dan gaan hy nou, jy gaan hom aansit op medium hitte, laat hy lekker afkook.
kook, kan nou hierdie net so mooi deurmeng. Nou laat die sous dan nou net so vir daai paar minute afkook. Jy kan selfs so 'n tikseltjie room later ook bygevoeg, net vir daai ekstra romerigheid. En as die sous dan nou so effe verdik het, kan jy die chops of die vleis dan nou weer terugplaas net om warm te word. En dan met opdiening kan ons dit later ook oor die vleis net so ekstra bietjie gooi. Nou teen die tyd wat ek weer terug is die groente gereed en wys ek jou dan hoe dien ons op. Nou, ek het wel van die Kassler choppies terug in die pan gesit en dit so 'n paar ekstra minute op medium laat kook, net om die vleis weer warm te kry en ook sodat die geure van die sous dan nou lekker deur die vleis trek. Nou, jy kan natuurlik ook vleis in reepies sny en dit bo op die groente of langs die groente bedien. Ek gaan dit net so heel los. Ek spring dadelik weg en dien sommer op. Nou, ek wil net vir julle wys, die sous het so effe bietjie dikker gekook en dit is dan nou die sous. Jy kan hom so bietjie oorgooi sou jy wou. So kom ons spring gou hierdie kant weg, net my. So heel eers sit jy net van hierdie soetpatat so in die bord. En dan jou groen geroosterde broccoli. Jy weet, mense hou nie eintlik van broccoli nie, maar dit is baie lekker as jy dit rooster. Jy moet dit by die huis probeer. Dan heel laaste, gaan so hierso van hierdie uitjies net so aan die kant sit en dis nou hier waar ons hierdie heerlike choppie hier in die bord gaan sit. En dan vat ons nou so 'n bietjie van hierdie sous en sit dit so oor die groente, oor ons vleis en dan net 'n laaste bietjie graseie. Dis hy. 'n super maklike en bitterlekker resep idee vir jou as 'n naweekbederf. Onthou, hierdie resep is op ons ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad beskikbaar. As jy dit wil uitprobeer, gaan doen dit gerus. Geniet jou naweek. Ek sien julle volgende week met 'n splinternuwe Corlie resep.